wens julle kan julle neuse deur die TV druk om te ruik hoe die kombuis ruik vanoggend. Dit het klaar Jennifer se knie lam gemaak. Aiden met sy vark en sy vetkoek het hier ingestap en ons almal is onder jou towerspel. Wat maak jy vir ons, chef? Dis julle, dis winter, ons is nog steeds winter, dis koud. Daar's niks beter as 'n vetkoek nie. Okay. So ons doen 'n pork rasher en 'n vetkoek met 'n bietjie van 'n coleslaw. So vark en vetkoek. En jy maak vir ons 'n sticky sous daarby. Jy moet maar asseblief leer want die sticky souse wat ek maak, voel ek brand altyd aan. Ja, die ding is, Wat doen ek verkeerd? jy kook dit te lank. Dis basically dit. Heuning het obviously baie suiker in. Ja. As jy dit te lank hou, gaan dit brand. Sojasous sal brand. Ek raak bitter. Okay. So nie te hoë nie en ook nie te lank nie. Ja. Vinnig, maar rapid. Verstaan jy? Okay. So hier het ek pork rashers. Ons het mos vroeër gepraat, hy het gewoonlik 'n beentjie in. Hierdie een se beentjie is uitgehaal. So hy's bo die beentjie gesny. En hy's so lekker dik. Hy's lekker dik, En mens kan sien sy vetjies begin al so lekker karamelliseer. Kyk daar, Jennifer. Daai kleur, né? Nou, die hele punt is met vark is dat jy moet hom stadig kook. En dit is maar net purely om daai vet te render, jy weet. Anders het jy daai rou stukkies, jy weet. So ek begin hom eintlik in 'n koue pan. En dan bring ek dit stadig op. Ja. En sit jy hom met olie of gebruik jy die vet van die... Nee, die vet van die vark. Regtig? Ja, die vet van alles is die vet van die vark. Ja. Vark en vetkoek, Dis die vet van die vuur wat hom aan die gang hou. Natuurlik kan jy dit in die vuur doen, maar hierdie sousie is basically wat die ding maak. Okay, so die rashes het ek voor die tyd gekook. Okay, hulle het lekker kleur. Ons gaan nou ingaan met 'n bietjie knoffel. Okay, jy kan dit aan die kant sit as jy wil. Okay. Maar ek gaan maar alles maar net so inmeng. Okay, laat die flavours regtig saam warm word. Okay. Sien hier's waar die hitte moet bietjie laag want natuurlik as jy knoffel kook te lank en hy brand, dan gaan hy opbitter. Okay, so 'n bietjie knoffel. Dis die reukeraak het beter, né? Ja. Nee, dit kan nie maar bietjie rowwer wees. En natuurlik well done bevanne. Okay. Is dit nie fantasties so vroeg in die oggend, hè? En natuurlik Suid-Afrikaner Magwenya vetkoek, dit is vir hulle 100%. Ja, dit is 'n lekker celebration. Middagete, brunch, aandete. Lekker chili, vars chilies. Jy kan ewen eier op sit as jy wil. Ja. Okay, so chilies, jy kan dit uitlos as jy bietjie sensitief is aan chilies, maar dit is basically my weergawe van die ding. Sien jy daai knoffel, hy's besig om bietjie warm te word, okay. So ek gaan hom nog laag. Ja. Hier het ons gember, vars gember. Okay. Hier kom nou vir my 'n Asiese geurpalet deur. Jy weet ek love mos 'n fusion dis. Jy hoef nie net Suid-Afrikaans te doen nie, maar ek dink ook vark en Asian flavors. Ek kan nie verkeerd gaan nie. Uitstekend saam, ja. Okay. Sjoe, dit ruik baie lekker. Okay. Worcestershire, soos die Engelse sê, wash your sister sauce. Okay. Wash your sister so she's clean. Ja, as net 'n bietjie, okay. Dit gaan net daai ekstra bietjie vleiserige smaak uitbring. Ja, lekker soutigheid. Ja. En dan gaan ons in met 'n bietjie heuning. Okay, nou ons kyk die plaat is nou lekker laag vir die heuning, so hy gaan nie brand nie, maar dit gaan nou dis daai soet wat jy by die vark wil hê en hy maak hom sticky, né? En ek weet 'n vark gaan baie goed met hierdie dis want daar is 'n bietjie vet, daar is 'n bietjie vleis, jy weet. En met die coleslaw wat ons gaan maak, gaan hy bietjie deur daai al daai vet en alles sny. So dit is 'n lekker product om te gebruik. Sjoe. Bietjie sojasous. Wat? Ek weet party mense gaan nou kwaad raak, maar waarom sojasous en woestersous? Is dit nie maar baie dieselfde gee soutgeur aan die... Nee, soos ek sê, die woestersous sal die bietjie van die, hulle noem dit umami, so daai vleiserige smaak uitbring. En dan die sojasous is daar vir 'n seasoning, soos 'n sout seasoning. Okay, so albei het 'n rol. Ja, albei het 'n rol. Goed. Okay. So basically dis dit, okay. Ons gaan laat hy prut daarso. Hierso het ek 'n bietjie coleslaw. Dit is net kool en wortels, okay. Komwortel. Ja, komkommers. Kortel. Ja. Okay, so ons vetkoekies hierso. Hulle is warm gemaak. Ek gaan 'n bietjie vars
kool opsit, net op die Ja. onderkant. Okay. Ja, want die warm vark gaan hom ook nog 'n bietjie Ja. laat krimp en lekker saamsmelt. En dan gaan ek die res met 'n bietjie mayonnaise sit. Okay. Soos ek sê, die vark is perfek vir hierdie, dit van is warm, dis koud, dis soet, dis suur, dis, jy weet. Okay, bietjie mayonnaise. Ek like nie 'n coleslaw wat gedreineer is in sous of enigiets. Ja, hy moet nog Hetzelfde daarom met sy slaai, crunch en sy varsheid hê, né? Ja, en dit as jy die dis maak, probeer die coleslaw laaste maak. Laat hy vars kan bly. Ja. Okay. Onthou terwyl Aiden gou vir ons daai vetkoekies pak voordat ons tyd verby is, jy kan jou varkresep stuur want chef Aiden gaan dalk jou resep kies en dit maak in Desember. So info@diegrootontbyt.co.za. Wat is jou gunsteling varkresep? Hoe maak jy hom? Dalk is dit iets wat ons nog nie ken nie en wat die kykers graag wil van leer en dan gaan chef Aiden dit dalk vir ons beproef op die skerm. So stuur dit vir ons info@diegrootontbyt.co.za. Aiden, jy het 30 sekondes. Alright, ons is klaar. Julle. Kyk net daar. Sien jy die gluns? Die glinster in jou varkoogies. Ja. En dit is basically van die heuning. Joh. Hey. Kyk, dit is nou 'n ons- lekker sousige spulletjie daai. Dit Dit is, is soos ja. mense hom wil hê en die vetkoek gaan alles opageer soos my Ja. aandryfskundige juffrou gesê het. Sy. Jy moet nou jy moet nou ageer. Dit beteken jy moet die kennis inneem. Ja. Soos wat daai vetkoekie nou daai sousies gaan Sy. inneem. Dit lyk so Julle, lekker. Baie dankie vark en chef Aiden. vetkoek. Vark en vetkoek. Mensig. Nou ja, Dis ek sy. gaan hierdie varkie nou neem. Jennifer, sterkte. Sy gaan vir ons die onderhoud met Justin Serawi nadoen, hoor. Tata. Cheers julle.